soos ek vir die kinders vanoggend gesê het alreeds, ons tema vandag is God onthou jou. As ons in Genesis 8 begin kyk, hoe die vloed hoe die vloed verloop, dan is dit die hooftema wat ons daaruit agterkom is dat God onthou vir Noag. So ons is besig met hierdie eerste 11 hoofstukke van Genesis en die groot optredes van God deur daai voorgeskiedenesperiode. Waar ons nou ook daai punt bereik het, soos wat ons gesê het, jy weet, daai noupoort, waar daar net 8 mense is wat 'n getuie hiervan is. Daar's niemand oor verder nie. Dis net hierdie 8 mense. En ons het gehoor dat God was geduldig geweest. So geduldig met die mens, dat die periode wat hy geduldig was van wanneer nou het ek die name verloor. Daai rebellie van Kain, van daai rebellie af. Daarso het die periode wat verloop het voor die vloed plaasvind, so waarin God geduldig was met die mens om terug te kom na hom toe, was 'n baie lang periode. Dit was meer as 1500 jaar gewees, as ek nou reg onthou. En daarom is dit belangrik om te besef dat wanneer God optree en hy stuur die vloed, dan is dit juis omdat hy nie meer anderster kan as om te oordeel nie. Hy tree op en hy oordeel, maar binne daai oordeel vind hy vir Noag en sy voorgeslag wat ons dan in hoofstuk 5 gesien het, hoe daar mense was wat bly aanbid het. God bly aanbid het, alhoewel die wêreld verval rondom hulle. En Noag is die laaste een, en dan vat God Noag en sy seuns en hulle families, en hy sit hulle en hy laat hulle ark bou, en hy sit saam met hulle die diere in, en hy's genadig. Hy gee 'n weg van ontsnap uit sy oordeel uit. En so bevind ons by die draaipoort, daai nou poort van mense, wat op die water saam met in hierdie kus vol diere ronddobber, en dan terwyl God sy spyt uitstort oor die mense toestand en water vergietende oordeel, wat hy moes volstrek. Hy moes dit doen. Anders is hy nie getrou aan sy eie karakter nie. Maar hierdie 8 mense en die diere in die ark, hulle dobber nou maar daar rond terwyl die oordeel plaasvind. God het hulle daar ingesluit, hy het die deur gesluit en hulle is veilig, maar hulle is nog nie gered nie. En wat gaan gebeur? Gaan God sy aanbidder, die ware aanbidder van hom, Noag, wat hy regverdig gevind het, gaan hy hom onthou? Gaan God sy aardse skepping laat vaar? Of nie? En dit is juist die tipe antwoorde wat hoofstuk 8 van Genesis vir ons in plek sit, en daarom vir ons insig gee, as ons daarna kyk. Kom ons vra die Here om ons te help met hierdie hoofstuk 8. Vader, ons kom voor U en ons bring U woord voor U en hierdie oordeelsperiode wat U spesifiek aangekondig het en uitgevoer het in hierdie tyd, Here, wat uit U groot geduld met die mens gekom het en U moes optree. Here, ons slaan ons hande voor ons monde en ons is in vrees en bewering voor U in hierdie opsig. Maar wil U vir ons deur U groot wysheid in U woord vir
vir ons die genade patroon wys wat U daar ingebou het. Ons is deur hoofstuk 8 werk, Here. Ons vra dit uit U groot genade alleen. Amen. Nou die eerste ding wat ons moet raak sien is as ons nou daar gaan kyk by hoofstuk 8 vers 1, ons gaan nie die hele stuk deurlees nie. Kom ons lees hier die 4 verse, 5 verse en dan werk ons met hulle. Genesis 8 vers 1. In Genesis 8 vers 1 sê, God het aan Noag gedink, ook aan die wilde diere en makdiere wat saam met hom in die ark was. Toe het God 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het tot rus gekom. Die fonteine van die oerwater en die vensters van die hemel is gesluit. En die stortreën uit die hemel is teruggehou. Kan julle hoor hoe die genade begin intree? Vers 4. In die 7de maand op die 17de dag van die maand het die ark op die Ararat berge tot rus gekom. Die water het geleidelik minder geword tot in die 10de maand. In die 10de maand, op die eerste dag van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Dit het baie lank gevat, maar dit uiteindelik gebeur dit dat die grond weer wys. Ons eerste punt wat ons vandag sien is God vergeet nie van Noag nie. Dis die eerste stelling wat hy maak hierso is, as God sy oordeel volstrek in vers 1, dan dink hy in vers 1 van hoofstuk 8 aan Noag. God het aan Noag gedink. En die eerste idee wat ons moet raak sien hierin is God se oordeel is nie 'n onbeheerste wraak nie. Hy trek nie los en hy gaan soos 'n mal mens te kere en hy wreek homself op die mensdom nie. Dis nie hoe God oordeel nie. Hy laat vaar nie in woede al die brieke en hy gaan net aan nie. Dis 'n gedissiplineerde oordeel. Hoewel dit volslae oordeel is dit 'n gedissiplineerde oordeel wat hier plaasvind. En let op dat God se oordeel duur spesifiek 150 dae. As jy in die laaste vers van hoofstuk 7 lees, dan het hierdie oordeel, hierdie uitstort van oordeel, 150 dae geneem. En dit laat ons besef, as ons so 'n spesifieke antwoord daarvoor kan kry, dan is God ten volle in beheer van homself as hy hierdie oordeel uitstrek. En Noag hoef nie te vrees dat God te ver gaan nie. Dis die eerste punt wat ons nou moet oplet. Noag hoef nie te vrees dat God te ver gaan nie. God het hom beloof hy sal hom veilig hou. En daarom sien ons, God neem doelbewuste stappe hiervan af om die oordeelsinstrument tot 'n einde te bring as God die waters tot rus laat kom en die bronne van die water tot stilstand bring. Dit het ons daar in hoofstuk 1, die tweede deel, vers 1, die tweede deel in vers 2 gesien. God het toe 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het tot rus gekom. Die fonteine van die oerwater, dit is die oordeelsinstrument gewees en die vensters van die hemel, is die ander instrument gewees, is gesluit en die stortreën uit die hemel is teruggehou. God bring hierdie instrument van oordeel tot stilstand. Wat het met hierdie water gebeur? En waar op aarde die ark op die berge Ararat tot rus kom?
is nie die fokus van ons teks nie. Maar dit word vir ons verduidelik dat God se oordeel is nou volstrek en God begin werk aan genade. Dis nie die fokus van ons teks nie, so ons weet nie. Ons sien die naam van die berg Ararat, berge Ararat, as jy die nuwe vertaling vat. Maar daar's verskeie redes hoekom ons nie sommer net kan aanvaar dat ons weet waar is hierdie berg nie. Want die Hebreëse woord verwys na 'n hele streek, 'n groot streek, wat eintlik 'n bergkoninkryk was in Moses se tyd. Waarna die skrywer kon verwys het. 'n Bergkoninkryk. En dis omtrent in daai area waar die ark tot ruste kom. Dis die een probleem wat ons hiermee het, een alternatief wat ons hiermee het. Dan die moderne berg Ararat wat ons van praat, het eers baie later sy naam gekry. Dit was nie die oorspronklike naam van die berg gewees nie, die een wat daar in Noordoos Turkye is. En dan ook die berg se geologiese materiaal is van 'n vulkaniese aard wat baie jonk is. Dit as ons tydsgewys daarna kyk, dan moes hierdie vulkaan nadat die berg nadat die vloed plaasgevind het, eers daar uitgebars het. So dit sou alles vernietig het. Ons het wel daai marine sediment aan die onderkant van hierdie vulkaniese materiaal wat bo-op dit lê, waar hierdie berg Ararat is. Onder dit lê hierdie marine sedimentêre gesteentes. So wie weet? Miskien is dit wel daar. Daar's mense wat dit ondersoek. Maar laat ons nie daar vashak en verdrink nie. Want God het 'n ander tema wat hy vir ons uitwys. Wat vir ons veel meer van belang is hoe Noag begin reageer as hy besef die oordeel is volstrek en daar is 'n verandering wat plaasvind. Noag is veilig in die ark, maar is nog nie gered van hierdie oordeel nie. Die water is nog om hulle, oral om hulle, en daar's nie op hierdie stadium 'n uitsig van wat gaan gebeur nie. Gaan nie die water vir ewig so bly? Wanneer gaan die grond weer beskikbaar wees vir die diere? Hulle het net soveel kos in die ark. Al hierdie vrae moes by Noag opgekom het. En ons moet dit onthou. Maar kyk hoe die parallelle uitspeel om Noag weer op droë grond te kry of te red in vergelyking met die Israeliete se tog op droë grond deur die see in Eksodus 14 vers 20 en 21. Jy na die volgende stuk gaan kyk. Die berge het begin sigbaar word. Dan die volgende verse praat van hoe die wind in hierdie stuk sien ons hoe die wind die water beheer. En as jy gaan dink aan die tog deur die see, dan is dit die wind wat die water beheer en oopmaak sodat droë grond vir die Israeliete beskikbaar is om deur te trek. En dan is dit die droë grond wat voorsien vir Noag om uit die ark uit te kom en vir die Israeliete om deur die see te beweeg. En in beide gevalle is dit 'n reddingsproses wat plaasvind. Noag het nou 'n toekoms.
En die Israeliete het 'n toekoms, want God voorsien. Die Here is inderdaad die Here wat omgee wat gebeur met die wat hom aanbid. En wat hulle waarlik red, nie van hulle vergeet nie. Dis vir ons duidelik. En Noag vertrou God. En hy sien uit na sy verlossing. En as ons dan in vers 5 sien, die bergpieke begin sigbaar word, dan in die volgende deel, ons gaan dit nou nie lees nie, maar dan, ons ken dit almal, dan raak Noag kriewelrig. En hy besluit om te kyk wat gaan aan. En so laat hy dan nou eers 'n kraai los, en tipies van 'n kraai, die vlieg heen en weer en weier om weer terug te kom en gevang te word, sodat hy kan agterkom wat aangaan. En dan stuur Noag maar eerder 'n duif, wat dan moeg terugkom met niks. En dan wag hy 'n paar dae, en dan stuur hy weer 'n duif. En dan van hierdie wat hierdie keer met 'n vars olyfblaar terugkom, sê die Bybel. En dan wag Noag nog 'n bietjie, en dan stuur hy weer die duif uit, en dan verdwyn die duif. Die duif kom net nooit weer terug nie. En Noag weet, daar is 'n toekomstige heenkome, waarop hy moet wag, tot God dit aankondig. Hy moet vir God vertrou, en op God wag, terwyl die water wegraak. As hy na hierdie stuk verder kyk, dan wonder 'n mens, het God maar net die water laat wegraak en alles het net weer van self herstel? Onthou dat die aarde vir meer as 'n jaar lank onder die water was. Kan plante groei oorleef? Meeste van dit sou nie oorleef nie. Of het God waarlik die aarde met 'n tweede herskepping proses betree? Het God waarlik die aarde herstel of herskep as 'n habitat, 'n plek waar hy kan bly vir sy getroue volgeling Noag en sy familie? Het word nie vir ons ooglopend duidelik uit die stuk uit dat God dit doen nie, maar as die duif terugkom met 'n vars blaartjie, dan moet dit vir ons die vraag laat afvra, wat het God gedoen? En ons kan aanneem dat God in hierdie tyd, in die ark, wanneer die water stadig maar seker verdwyn, dat God hierdie tyd gebruik om die aarde voor te berei om weer lewe op land te kan onderhou. Soos wat dan noodsaaklik is vir die redding van Noag en sy familie en van die diere. En dit is ons tweede punt wat ons dan bereik in vers 15. In vers 15, kom ons lees eers vers 15 tot by vers 19. God het toe met Noag gepraat, gaan uit die ark uit, jy, jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. Al die diere wat by jou is, van elke soort voëls, makdiere, al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg, laat hulle saam met jou uitgaan
dat hulle op die aarde kan rondbeweeg en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Hoor julle die skepingswerk wat plaasvind? Wanneer het God hierdie gesê? In Genesis 1, as hy met Adam praat, dan is dit dieselfde tema. Wees vrugbaar en vermeerder. Noag het toe vers 18, Noag het toe uitgegaan en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom, al die diere, al die kruipende diere, al die voëls, alles wat rondbeweeg op die aarde, het volgens hulle soort uit die ark gegaan. God berei die grond voor. En eers dan word Noag geroep en uitgenooi om die vrug van God se redding te ervaar. Die grond sal voorsien. En Noag word nou 'n tipe opdrag gegee wat in Abraham se oorspronklike rol reflekteer. Ons het dit gelees in vers 17, dat hulle op die aarde kan rondbeweeg. Hy gee 'n instruksie, gaan jy uit, vat die diere saam met jou, en dan sodat hulle kan vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Daar's die instruksie van oorsig, soos wat hy vir Adam gegee het. Selfe instruksie. Noag is verantwoordelik vir die orde van die skepping. Weereens soos Adam. En hy en sy familie mag uitgaan en weer die aarde beleef. En al die diere moet dieselfde doen onder sy oorsig. Dis hy wat hulle moet laat uitgaan. En weer sien ons God se voorneme is dat sy skepping en sy verteenwoordiger, die mens, moet floreer. Hulle moet vrugbaar wees en vermeerder. Dis God se begeerte dat dit moet gebeur. En dan sien ons in vers 20, Noag se reaksie is dankbaarheid as hy 'n altaar bou en offers aan die Here bring. Vers 20 sê, Noag het 'n altaar vir die Here gebou en van al die reindiere en reinvoëls geneem en op die altaar brandoffers gebring. Hier vind ons 'n nuwe ontmoetingsplek, soos wat ons in die tuin gesien het. Onthou dat God vir Adam in die tuin sit en vir hom sê, bewerk en bewaar dit. En die woorde wat eintlik gebruik daar sou word is beskerm dit, hou dit heilig en aanbid daardeur. Jy is die een wat die aanbidding moet ophou. Dis jou verantwoordelikheid. En dieselfde beginsel geld nou hierso wanneer Noag hierdie altaar bou en offers aan die Here bring, dan neem hy weet daai rol in. Hy neem die rol van beskermer van geloof en aanbidder in. Die mens en Noag as verteenwoordiger bewerk en bewaak en aanbid God in sy skepping, in plaas van die skepping self. Dit is vir God wat die fokus lê. En daarom sien ons, dit is juis God se hart. Dit is juis waarna hy soek. Hy wil 'n koneksie met sy verteenwoordiger hê, met die mens wat hy geskep het, wat verantwoordelikheid moet vat vir die skepping. En hy wil 'n verhouding met hierdie verteenwoordiger hê, uit vrye wil uit. Hy forceer niemand om hom te aanbid nie. Dis 'n vrye wil. Wil jy God aanbid?
En dan sien ons hoe dit vir God aanneemlik is, vers 21. Die Here het die geurende offer geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie. Alhoewel die mens se hart van sy jeug af geneig is, of neig na wat boos is, ek sal nooit weer alles wat leef tref, soos ek dit gedoen het nie. God ruik hierdie offer, en dis vir hom aanneemlik. Die hele tema van aanbidding is vir hom aanneemlik. Soos wat Abel sinne vir hom aanneemlik was. Sien weer temas herhaal hierso. Dis 'n aanneemlike offer vir die Here. En dit beweeg hom om sy hart uit te spreek in vers 21 en vers 22. God onderneem om nie weer die skepping te oordeel as gevolg van die mens nie. Hy gaan nie weer alles vernietig soos wat hy dit vernietig het. Dis soos wat hy met die water, met die vloed veroorsaak het nie. Van hier af is die Here se oordeel en sy voorneme tot herskepping beperk tot die verhouding tussen hom en die mens. En daarom gaan God dit nou met 'n verbondsraamwerk uitspreek. Ons sien dan in die volgende stuk in hoofstuk 9, sien ons God sluit 'n verbond met die mens. En hy sluit hierdie verbond met die mens, selfs al weet hy die mense se begeerte neig tot sy eie rebelsheid sonder onderskeid. Vers 21 se eerste deel. Die Here het die geurende offer geruik en die Here het van sy hart gesê, ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie. Luister na die volgende stuk, alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. Wat het die Here geweet? Die Here het die vervallendheid van die mens geken. Hierdie agt wat deurgekom het uit hierdie oordeel uit, kom uit genade deur, nie uit meriete uit nie. Hulle harte is van hulle jeug af nog steeds geneig na boosheid. En God is genadig. Daarom sluit God hierdie verbond met Noag en sy seuns. En volgende keer sal ons kyk na hoe lyk hierdie verbond en gaan die mens dit kan handhaaf. Maar kom ons gee eers in hierdie stuk wat ons hoofstuk 8 wat ons nou klaar gemaak het, 'n bietjie eers aandag aan God se karakter. Wat se karaktereienskap tel ons in hierdie stuk uit op van God? As hy optree in hierdie manier, aan die tweede deel van die vloed, die eerste deel het ons gesien waar alles vernietig word, en die tweede deel is waar hy herskep. Wat is die karaktereienskap wat ons optel? God is getrou aan homself. Hy is nie vals nie. Sy oordeel en sy genade wat hy vooraf bestem het, voer hy perfek uit en openlik uit. Hy oordeel die mens en die oordeel word volstrek, maar aan die wat hy genade gegee het, gee hy behoud.
Hy ooreageer nie in sy oordeel. Hy is selfbeheerst. Selfs onder hierdie ekstreme omstandighede wat ons sien op die aarde, wanneer hierdie vloed plaasvind, dan is God selfbeheerst. God het ons altyd ter harte. En hy wil in 'n verhouding met ons staan. Ons sien, dis hoekom hy Noag en sy familie deur hierdie saak bring, en hulle nie net laat gaan in die vloed in nie. Hy hou hulle nie net veilig nie, hy red hulle. En dan hy hou nie ons vervalle toestand teen ons nie. Hy gaan in 'n verbond met Noag, al weet hy, Noag en sy seuns se harte is reeds geaffekteer deur die boosheid. Hy wil ons daaruit help. Hy wil ons nie net in daai toestand los nie. En dit plaas 3 idees waarop ons kan staatmaak in ons hand. As God so is, dan het ons drie idees wat ons aan kan vashou. 3 beginsels. Die eerste ene is, God dink altyd aan jou. Al voel dit nie so nie. God dink aan jou, selfs al is as jy totaal verlore voel, en jy dink God weet nie eers meer van jou nie, dan is dit juis hierdie versekering. God dink met deernis aan jou. Hy gee om. Al is dit hoe moeilik, in jou omstandighede, aan jouself, met jou eie hart, jou eie frustrasies. Want selfs in jou onbeheerste rebellie, en verwerping van die idee van God se goedgesindheid teenoor jou, dan dink God ook aan jou met bekommernis. As jy hom nie wil volg nie, dan is dit nie dat God van jou vergeet nie. Hy dink aan jou met bekommernis en hy jaag jou na. Die tweede beginsel waarna ons kan vashou, is dat verandering, soos ons met die vloed sien, verandering van die toestand van verlorendheid tot die toestand van herstel, neem tyd. En daarom is jou verlossing deurdrenk met afwagting en ontwikkeling van vertroue in God se voorneme met jou. Jou lewe, God het jou gered, maar hy red jou deur in tyd. En jy ervaar hierdie proses. Die water het nie weggegaan net onmiddellik, poef, daar's alles weg nie. Die ontbering was nog steeds daar gewees tot die grond ten volle droog is. Ten volle gereed is vir gebruik. En dis hoe God met jou werk. Verandering in jou en die verandering om jou is 'n God se proses. Hy weet hoe om dit goed te doen. En jy kan hom daarvoor vertrou. En dis presies wat gebeur met geloof is, wanneer jy deur hierdie proses van verandering gaan, ontwikkel jou vertroue, soos wat jy sien, God is getrou. God weet wanneer die vrug van jou verandering en van jou redding na vore moet kom. Elke stap, hy weet dit. Soos wat daai water moes verdwyn. Elke stap daarvan. Vertrou hom daarvoor.
Werk daaraan om deur hom te aanbid. Soos wat Noag gedoen het. Noag se eerste aksie is om God te aanbid. Laat hy jou lei. Hou jy aan hom vas. My derde punt, derde beginsel. Jou verhouding met God is verseker in sy verbond soos hy dit op die regte tyd in Jesus vervul en omvat het. Hy ken jou hart. En tog sluit hy 'n verbond met jou. Hy gee jou redding. En alles wat jy nodig het om te floreer, om ware lewe te ervaar, is in Jesus te vind. Gaan jy dit najag, gaan jy dit soek? Soos Noag daai duif laat gaan, om te wag vir daai takkie wat terugkom, met 'n blaartjie aan wat groen is, wat lewend is. Nuwe lewe. Want God onthou jou altyd. Hy sal jou nooit vergeet nie. Wees verseker daarvan. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan weet, ons is in veilige hande, ons word nooit vergeet nie. U onthou ons. En U het ons onthou toe U seun aan die kruis vir ons gesterf het. En 'n nuwe verhouding, 'n nuwe verbond met U vir ons geskep het, wat U nakom, wat ons nie kan nakom nie. Ons harte is nie goed genoeg nie. Ons is vol boosheid. Help ons om aan Christus vas te hou vir die verlossing wat hy gee, die vergifnis van sonde, en 'n ewige lewe wat 'n vol lewe is. Ons kan floreer in U. In naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen.